Goeiedag en baie welkom by Dr. David Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en self 'n uitrusting te kies. Daarna word hulle ook bedien met gebed en lekker warm kos. Volgende jaar se Street Store is die 30ste Mei en jy kan nou reeds begin klere bring. Ons benodig veral wintersklere. Shoot your shot. Die 17de Oktober hier by Dr. David Tygerwil. Ons begin met 'n nuwe Fusion jeugbediening op Vrydae-aande. En om dit af te skop, gaan ons laser tag en ons basement speel. Dis die 17de Oktober vanaf 7:30 tot 9:30. Jy kan 6:30 kom vir lekker snacks en games vir die tyd. Sien jou daar. So ek is Olivia en ek geniet dit baie om die verteller te speel want dis baie interactive met die kinders en ek kry die kans om die fourth wall te breek en ek voel die verteller is 'n baie rustige persoon maar word baie opgewonde oor alles wat om haar aangaan. My naam is Tanya en ek speel Liewen. So in die show sien ek boodskappe van Jesus na die ander mense toe. So ek is Tonton, ek speel Willie die wurm. Ek's 'n baie vinnige wurm, maar in my kop. Ek's 'n stadige wurm, maar in my kop is ek die vinnigste wurm wat lewe op die planeet Aarde. Ek is Dwayne en ek speel 'n Thor, oom Thor, 'n baie wyse mens. Ons sien uit om jou by Super Saai Sunday te sien. Kom kyk Daisy en die Skepper se tuin in die eerste of die tweede diens, die 19de Oktober. Super Sunday! Vandag by DDK gaan ons praat oor ons lewe wat soos 'n kompas is. Ons moet so lewe dat mense Jesus in ons sien en dat ons mense kan lei na Jesus toe. As jou kinders nog nie binne is, stuur hulle agtertoe. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Hoorie, ek's excited vir vandag julle. Net in die worship alleen is dit great om te weet hoe die Here net in beheer is, nê. Hoe hy net wanneer ons verklaar hy is ons anker, hy is die koning, dan kan ons dit weet. Ons weet dit in verhouding. En dis wat ek vandag by net oor met julle wil share is die krag van verhouding met God. Daar's 'n sang wat ek kan dink wat ons al gehoor het een keer. Mense hoor dit as kids in DDK, mense hoor dit baie keer. Iemand het een keer gesing, dit is so lekker om die Here te dien, nê. Ek wil dit nie nou sing nie. Okay. Maar is goed om te weet dit is lekker om die Here te dien. En hoekom sê ek so? Want om die Here te ken is meer as net kopkennis. Dis meer as net groot word in 'n kerk en dit doen want ons ouers het dit gedoen.
of dit is nou maar net die geloof wat ons ken in ons land. Om die Here te ken is iets dieper as dit. Daar's krag in verhouding met die Here. En ek wil vandag stil staan by die wete dat om die Here te dien en die Here te ken in ons lewens is meer as net tickboxes wat ons afhandel. Dis meer as net dinge wat ons moet doen om beter te voel en beter te function. Dis iets wat die Here wil hê. Verhouding is iets wat hy wil hê met ons. Maar daar is ook 'n effek van verhouding met God en krag daarin. En ek wil begin deur 'n storie met julle te deel van bietjie van myself, maar ek seker julle sal kan relate daarmee. Nou, toe ek in die laerskool was, en die Here het my net weer kom herinner aan daai storie, kan ek onthou dat ek was een van daai kinders wat graag nogal op avontuur gegaan het. Okay, as ons nie op 'n kerkkamp kon gaan of op veldskool of wat ook al net, ek my eie avontuur create by die huis. Okay, so ek was een van daai kinders wat redelik, ek het by die huis gekom, my dinge gedoen en as jy weer kyk, dan raak ek net weg. Jy weet, ek en my maatjies het gegaan en ons het net verdwyn. Ons was op 'n avontuur. Nou as Huckleberry Finn 'n mens was dit ek, okay? Ek kon nogal maklik ure spandeer ver weg van die huis af. En ek dink baie keer terug en ek besef, wow, ek het baie eer vir my ouers want hulle het so baie vertroue gehad. Vertroue in my dat ek nie gaan aanjaag nie, vertroue dat ek terugkom en vertroue in die Here want ek het lewendig teruggekom. Die goed wat ons aangevang het is bloot net 'n wonderwerk. Nou ons het 'n kat gehad by die huis, nê, en ek is baie lief vir diere, maar ek het nie baie jy weet, ek was beter vriende met ons honde gewees as met die kat. Jy weet, die kat het mos maar 'n wil van hulle eie, maar wat iets ek en die katte wel in gemeen gehad het, is ons almal kon wegraak ure van die huis af en terugkom, dan kan jy sien ons was weg. Want ons het almal blou kolle gehad en scars van iets wat ons gaan doen het. Jy weet, kat het altyd nou 'n bietjie weke weggebly en kom net weer terug. Katte doen interessante goed, nee, hulle bly baie lank weg en dan vind hulle net weer 'n plek huis toe. Ek het daar nou nie so weggebly nie. Maar ek kon partykeer 'n dag vat en net soos saam met my vriende gaan speel en ons kon net gaan avontuur hou en ons kon net gaan explore. En as jy weer kyk, is ons terug in tyd by die huis. So ek was een van daai kinders. Hulle het nog nie daarom 'n missing person poster op te sit in die buurt nie. Maar ek het altyd op een of ander avontuur gegaan. Maar wanneer ek terugkom, het ek graag gedeel wat met die avontuur gebeur het. Ek het altyd my ouers geshare what happened, wat het ek gesien, wat het ek beleef. En daar was een spesifieke dag wat ek baie aan gedink het die laaste tyd. Ons het as kinders in die laerskool verdwyn in die buurt. En daar's 'n vriend van my wat na my toe kom en sê, hoor hy het iets cools ontdek. Ons moet gaan kyk en ek dink, wat is dit? Ons gaan toe by 'n plek en ons besef maar so bo oor iemand se muur steek daar 'n massive moerbeiboom uit, 'n groot moerbeiboom. En toe jy weer kyk, dis ons in daai boom. Die boom is in die mense se buurt. Verstaan, ons het oor die muur geklim en ons is in daai boom. Ek dink daarom was die persoon wie sy huis het was nie bewus van dat ons in die boom is daar nie, maar ons sit en ons pluk net moerbeie, nê. En dit was hierdie groot ontdekking en toe jy weer kan sien dan is ons sommer 'n ander kind van die buurt wat saam met jou in die boom klim en dank Vader niemand het ons gekry nie want ons seker maar in die moeilikheid gekom het ook al, maar ons eet toe moerbeie en ek onthou ek kom by die huis en ek vertel van my maale, hoorie, ek het hierdie ding ontdek, ons het 'n moerbeiboom ontdek. My maale kyk na my en hulle sê, ons kan sien. Ons kan sien jy het, want dis die wit hemp waarmee ek gaan speel het vol moerbeivlekke en my mond, jy weet, en alles is net pers. En ja, my maag het nie so lekker gewerk die later daai aand nie, maar ons het so baie moerbeie geëet. Maar weet jy wat, nee? Ek dink aan daai storie en ek besef as ons op ons journey gaan met die Here en ons avontuur en verhouding met hom, kom jy op 'n plek in jou lewe waar jy dit kan deel en mense kan na jou kyk. Kan mense dan na jou kyk en sê, ons kan sien jy was daar. Ons kan sien daar's 'n effek op jou. En dis die ding, soos ek aan daai moerbeiboom in geklim het en daai ding leeg geëet het saam met my maatjies, weet ons daar was 'n effek gewees daarvan. Ek kon terugkom by die huis en mense kon sien ek was by die moerbeiboom. Ek dink aan my eie journey met die Here, hierdie avontuur wat ons ontdek. Ons het so 'n paar maande terug gesels oor die Heilige Gees met 'n reeks met hom Adventure Awaits. En is lekker om te weet dat ons verhouding met die Here is 'n avontuur.
maar iets van daai avontuur saam met hom, iets van daai moments wat ons beleef met die Here, weet, bring ons op 'n plek waar die mense die effek en die vrug daarvan sal kan sien op jou lewe. Daar's krag en tekens in jou lewe wanneer jy toegewyd is aan die Here. Wanneer jy soos ek in daai boom kom klim, kan klim in wie die Here is en dit net geniet. Want ons so baie wat die Here vir ons in stoor het. Maar ek wil vandag stil staan by wat die woord ons leer oor 'n lewe van verhouding en 'n lewe van devotion aan die Here en die effek daarvan op ons. Nou ek wil stil staan by 'n groot vers wat ons baie mooi ken, is in Johannes 15 vers 1 tot 11, waar die Here vir ons 'n beeld wys van wat dit beteken om deel van die Here te wees in verhouding. Ek hoop die ding werk, as hy. So dit sê daar, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. Just as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the true vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and it is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Hier is 'n vers wat as ek en jy kyk daarna en ons lees dit, vir ons so mooi verduidelik van wat dit is om die Here te ken, om connected te wees aan die Here. En daar's 'n woord wat ek wil uitlig in hierdie vers wat so 'n mooi woord is, en dit is die woord abide. Dis 'n beautiful woord wat so baie mooi meaning het vir my en jou, wat ons verduidelik wat dit is om die Here te ken en hoe daai verhouding werk. En wat die woord abide beteken, dis beautiful woord. Dis 'n Griekse woord wat beteken meno. Okay, nie memo nie, het jy die meno gekry? Jy weet dit is meno wat beteken to remain, to stay, to dwell or to continue. Wat die woord abide dan vir ons wys is dit is 'n aktiewe woord. Dit is nie 'n once-off oomblik nie. Maar dit praat van 'n aktiewe leefstyl van afhanklikheid, vertroue en verhouding met God. Soos enige verhouding wat ek en jy kan ken. Geen verhouding gaan werk wanneer dit one-sided is nie. Dit is 'n team effort, dit is 'n spansport. En in 'n verhouding met die Here praat abiding van om te wees wie hy is in die Here, maar om ook soos hy aktief is in jou lewe as Vader, ook aktief te wees in die verhouding as sy kind. Dit beskryf 'n lewe van aktiewe connection, aktiewe gesprekke en net om te wees in sy teenwoordigheid. Maar daar's ook 'n effek van hierdie verhouding. Daar's 'n effek van abiding wat ek gou vinnig vir julle wil wys wat die woord ons leer. Wanneer jy 'n verhouding met die Here het, gaan daar 'n effek wees. Ek en jy weet in ons lewens, ons kan nie iets geniet en hierdie effek daarvan wys nie. Mens kan sien in iemand se lewe wanneer hulle iets geniet, betrokke is by iets groter as hulle. Daar's altyd 'n effek daarvan, daar's vrug. Maar die eerste ding wat gebeur wanneer ons abide is 'n lewe van afhanklikheid. Ek en jy moet weet hoe belangrik dit is om konstant naby aan die Here te bly in afhanklikheid. Die woord leer ons mooi dat 'n lewe sonder verhouding en 'n lewe sonder toewyding, devotion aan die Here, is 'n lewe waar ek en jy die hele tyd in ons eie pogings gaan probeer dinge doen. Wie van julle het al beleef wanneer jy dinge op jou eie doen en jy probeer die hele tyd en daar's kere wanneer jy fail. Dis wanneer ons op ons eie pogings staan, wanneer ons op ons eie vermoë staat maak, maar wanneer ons ingetune is met die Here,
gebeur daar iets anders. Ons verklaar en ons verkondig eintlik ons afhanklikheid van die Here. Ek en jy kan nie op ons eie doen wat die Here wil hê ons moet doen en leef en groei soos ons moet nie. Ons is gemaak daarvoor om ingeplak te wees en in tune met die Here te kan leef. Ons is gemaak vir verhouding. Is nie amazing nie? Verhouding met mekaar. Ons is gemaak vir verhouding met die Here. Waar jy kan sien hoe sy krag na keer. Volgende aspek van abiding, die effek wat die mense gaan sien in jou lewe en in my lewe is vrug. Die woord daar in vers 5 sê so mooi, he who abides in me and I in him bears much fruit. Wanneer jy betrokke is met iets groter as jy, die bron van alles wie die Here is, dan sal daar vrug wees. Is nie amazing om te weet dat die Here het kom skep. Die Here kan sy krag sigbaar maak vir my en jou. Die Here kan uit niks uit, kan hy ietsie kom create. Natuurlik sal daar vrug plaasvind in jou lewe, want hy is betrokke. Het jy ooit gedink dat as die Here kom woon in jou lewe, daar nie effek van wees nie? Iemand het eendag gesê, wanneer die Here intrek in jou lewe, bring hy al die luggage saam met hom. He brings all the luggage. Wanneer hy intrek in jou lewe en hy woon, dan gaan hy die beste interior decorating doen wat jy ooit kan imagine. Hy kan skep, hy kan dinge laat gebeur, hy kan wonderwerke laat plaasvind, maar met sy teenwoordigheid in jou, dan staan jy effek. Nee, ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek trou met Marika, en ons trek in ons huisie in daai tyd, toe besef ek maar, my idee van hoe ek het laat lyk, ek is nie 'n designer nie, ek is nie 'n interieur mens nie, ek's baie easy, ek het 'n bed, ek het 'n yskas en dis dit. Maar Marika se hart is om dit wat sy het inwoon mooi te laat lyk. So binne die eerste paar dae, toe ek weer kyk, is daar iets mooi wat hang in die kamer, is daar iets mooi wat hang in die huis. Sy het net 'n manier gehad om die plek te verander in iets wat dit kan wees en nog meer. En dit is wat die Here kom doen, hy kom woon in ons lewe. Hy sien wat hoort nie van hom af nie en hy sit sy hand op die situasie. Hy sit die hand op die lewe en voor jy ook kan uitvee, kan jy sien daar's vrug wat van hom afkom. Dit is die Jesus effek in jou lewe. Maar dis vrug wat nie uit jou self uitkom nie. Dit is 'n verhouding wat ek en jy in staan om te weet dat die vrug wat produce is nie iets wat ons self doen nie, dit word net outomaties sigbaar. En dit word sigbaar in tyd, nê. Dis goed wat ons nie rush nie, want die Here stap 'n pad nog met ons ook, nê. So dit's klaar, 'n lewe van afhanklikheid, 'n lewe van vrug. Dan staan ook 'n effek van die volgende in ons lewens en dit is om te groei. Die woord leer ons daar dat he who abides in me and I in him bears much fruit weer eens. Maar daai vrug verder is dat die Vader die een is wie sorg dat daar groei plaasvind in ons lewens. Nie net is daar vrug nie, maar ek en jy self begin vrug beleef. Het is great om te weet dat die Here die een is wie weet hoe om met jou te werk. Dit beteken dat situasies en omstandighede wat in jou lewe inkom, is gewoonlik situasies wat ek en jy na kyk en dink, hiervanaf moet ons weghardloop. Hier, as iemand anders net dit wat ek nou deurgang kan beleef. Maar weet jy, daar's kere wanneer die Here betrokke is in daai oomblikke en eintlik weet hoe jy kan groei deur dit. Groei is wanneer jy deur 'n situasie kom en sê, ek het deur iets moeilik gestap, maar ek het uitgestap en gesien wat die Here se hand was in die situasie en hoe die Here my kon laat groei en hoe hy kon help, hoe hy lewens kon verander. Dit is ware groei. Ons gaan baie keer deur moeilike oomblikke om te kan sien, nie hoe awesome ons deur dit werk nie, maar hoe kragtig die Here se hand in elke situasie kan wees. Daarom weet die Here hoe om te werk met ons. En dit laat my dink aan hierdie skrif wat ek vir julle wil lees in Psalm 91 vers 1 tot 2 en ek lees dit in die NIV wat sê, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ons het dit verklaar in worship vanoggend. Kon jy beleef en ervaar toe ons die song sing King of my heart en ons sê, is the shadow where I hide, the anchor in the waves, my fortress, my anker. Net beleef hoe almal van ons as family on mission en die kinders van die Here, gelowiges, net kan saamstem in daai oomblik, te sê ja,
Die Here is goed, hy is groot, hy is die plek waar ek en jy kan rus vind, rus beleef. Hierdie vers verklaar dit, maar daar's 'n mooi woord in die vers wat sê whoever dwells in the shelter of the Most High. Ek en jy moet seker maak ons kom op 'n plek in ons lewe waar ons kan dwell in God se teenwoordigheid. Ons kan dwell in hierdie verhouding, abiding, waar ons totale lewe van rus en sekuriteit kan beleef in die Here en die vrede van die Heilige Gees. Dwell is so 'n lekker woord, nê. Ons kan meer daarvan ervaar in ons lewe. Dwell is net so, jy vat dit net in jou stride, nê. Dis nie 'n woord wat sê hardloop deur dit of streef deur dit of rush deur dit nie. Dit is dwelling. As ons lees van hoe die Here se approach van verhouding met die eerste skepping wat plaasgevind het, daar waar hy die mens gemaak het, leer die woord ons, hy het gewandel saam met hulle. Hy het nie deur hulle gerush en okay, kom, julle het werk om te doen nie, dit was 'n wandel gewees. Dwell is 'n aspek van 'n verhouding wat ek en jy meer op kan stil staan by, want die manier hoe jy die Here leer ken en die Here geniet in jou lewe is wanneer jy dwell daarop. Dwell bring ons op 'n plek waar ons maklik kan abide. Dwell bring ons op 'n plek waar ons kan tyd vat om stil te raak. Tyd om sy stem te beleef. Wanneer ek en jy dwell in rustigheid, dan kan ons sien hoe die vrede van die Heilige Gees in ons lewens kan inkom. Daar's nog 'n vers wat ons lees in Kolossense 2 vers 6 tot 7 wat sê, "So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith." Hy word rooted, built up in Him. As jy kyk na die voorbeeld van 'n tuin of 'n wingerd, die manier hoe die vine, die manier hoe die branches, die manier hoe alles mekaar connect is so 'n mooi beeld van being rooted, geanker, vasgevestig in die Here. As ek dink na die voorbeeld van in ons tuin, het jy al probeer, ek het al probeer en ek my rug se bietjie seer gemaak om regtig 'n sterk boomwortel uit die grond uit daal sonder die bure se bakkie wat 'n tou en 'n ketting met ander trek en net groot effort laat plaasvind. Iets soos 'n boomwortel wat diep in die grond in is, gaan nie somme met 'n ease and smiles uitgehaal kan word nie. Dis nou op 'n natuurlike vlak, né? Maar dink aan die Here. Wanneer ons so geanker is in wie God is, en die krag van Christus, dink aan daai krag. Die woord sê, continue to live your lives in Him, rooted and built up, not in yourself, but built up in Him, strengthened in the faith. Dit is so mooi as jy kyk na die voorbeeld van 'n tuin, dat ons kan so maklik kom op 'n plek, en die wêreld bring ons op daai plek waar ons voel ons met die hele tyd krag bou in ons eie achievements, ons eie, dit wat ons nou al reg gekry het en ons eie vermoëns. Maar abiding beteken dat jy elke dag wakker word met die wete dat jy lewe kies en lewe vind in wie die Here is. Deur gebed, deur die woord, deur die uitspraak van wie die Here is, weet jy vind jou krag in Hom. You are rooted in love in Him. Dit bring jou op 'n plek waar jy weet waar jou krag vandaan kom. Die wêreld leer ons dat die manier hoe ons eintlik deurkom en die eintlik het survive is wanneer ons self-made en veg vir onsself. Dis nie die Here se hart nie. Die Here is dat ek en jy kan kom op 'n plek waar ons kan sien wat beteken dit vir my en jou wanneer ons build up in Him is, strengthened in the faith. Wanneer ons sien hoe ons lewens rooted is in verhouding met Hom. Ons vat die voorbeeld van wat ons almal ken van, kom ons vat ons fone as 'n voorbeeld. Nou ons almal gebruik ons smartphones, is great, is awesome, maar dit kom net tot sy vervulling wanneer dit plugged in is elke nou en dan. Okay? My battery hardloop nou nie meer so sterk soos dit het nie, want die foon raak ouer, yes, ek plug hom nie baie in nie. Maar weet jy wat, die foon as 'n voorbeeld, iets wat plugged in is, kom tot sy volheid wanneer dit plugged in is gereeld, nê.
kyk na die idee en die Here het my net hierdie beeld gewys vroeër die week van wat ons baie keer sien in die mooi ou kerkgeboue, die loodglasvensters, nê. Ja, die loodglasvensters gecheck, hoe mooi dit aan mekaar gesit is. Baie mooi kuns, baie mooi beelde, maar dit kom net tot sy vervulling wanneer die lig deur dit skyn. Op sy eie is dit bland, op sy eie is dit nie so kleurvol nie, maar wanneer die regte lig in dit inskyn, dan kom die beste kleur na vore. Dit dra vrug, dit het 'n effek. Soos my en jou lewens ook. Wanneer ons plugged in is, wanneer ons rooted is in hom, wanneer ons op 'n plek is in ons lewe waar ons toelaat dat sy lig gereeld deur ons lewens skyn, dan staan die effek van die Here en die effek van die Heilige Gees daarin. Dis wat ons leer daar in die woord. So continually do dit. Continually moet ons wees op 'n plek waar ons dit in verhouding kan doen, want dis waar ons mense en ons ook bewus is van wie die Here is. Net op by die tweede aspek kom daar ook van, ons leer van abiding, ons leer wat die effek is daarvan, maar hoe kry ek en jy dit reg? En hier's vir ons prakties kan raak. Die woord leer ons ook hoe om dit te doen, en ons as kinders van die Here is ook daar om resources te deel van hoe jy kom op 'n plek waar jy kan abide in die Here in verhouding. Dit bring my op die tweede punt, hoe kry ons dit reg? En ek wil net so 'n paar goed uitlig. Die eerste een, en hier raak dit 'n bietjie prakties, is om terug te kom na die ou liedjie wat ons ken. Lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, en jy sal, kom ons gaan hoor, en jy sal, nee ek speel, ons hoef nie so hoog, ons kan hoog en hoog gaan, well done julle, maar dis so powerful, praktiese element wat ons geleer het van dat ons so groot is lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. Ongelukkig het dit op 'n punt gekom waar mense dit 'n reël gemaak het, 'n reël in plaas van 'n beginsel. En ons weet hoe dit voel, wanneer iets 'n task raak, wanneer iets 'n reël raak, dan kom dit op 'n plek waar die joy uit dit uit kan gaan. Maar as ons geloofie is as kinders, wanneer ons weer ons blydskap daarin, die ou liedjies net herinner, net onthou van lees jou Bybel, bid elke dag. Hoekom doen ons dit? Want ons blydskap wat ons ervaar wanneer ons die woord lees, wanneer ons bid. En dit is hoekom ek skryf daar, lees en geniet die Bybel. Die vers sê, if you abide in me and my words abide in you, in vers 7, gebeur dit. Sy woorde moet so deel wees van ons lewe, want dit is die effek wat ons sien dan daar sal groei plaasvind. Sy woorde is nie net idees wat ander mense neergeskryf nie, sy woorde is sy woorde. Imagine wat kan gebeur in jou lewe wanneer jy net bewus raak daarvan. Dis hoekom ons woord lees, dis hoekom ons die Bybel bestudeer, is nie om vir ander mense te kan wys hoe great ons is daarin nie, maar dat ons gereeld die invloed en die effek van die woord van die Here kan beleef in ons lewens. Sy woord is powerful, sy woord dra krag, sy woord lei ons, sy woord leer ons. In die Bybel is ons so baie praktiese elemente en aspekte bloot net van hoe om die Here te ontdek. Maar hoe doen ons dit baie keer? Partykeer wil mens nie lees nie, want partykeer is dit moeilik aan mekaar gesit. Partykeer is mens nie lus vir lees nie. Maar daar's so baie ander maniere hoe ons die woord kan inkry. Ek onthou een keer 'n voorbeeld wat iemand gebruik het van 'n persoon wat die Bybel gelees het en hulle het net moeg geraak as hulle die verse lees. Dit gebeur partykeer. Toe besluit die persoon, hulle is aan die gang, hulle doen hulle ding, maar hulle gaan hulle audioboek aansit, die audio Bybel, en terwyl hulle besig is net dit ten minste luister. Daar was nog steeds 'n powerful effek op hulle lewe. Hulle kon verse onthou, die Here het verse kom herinner hulle, want hulle het die manier gekry om nie meer verskonings te hê van nie die Bybel lees nie. Baie mense sê, ek wil nie lees nie, want dit is in 'n moeilike taal. Het jy geweet daar's ander vertalings deesdae ook, wat dit vir ons maklik maak? Die woord raak maklik wanneer ons ook sit saam met mense en hoor, wat doen die Here in hulle lewe raak in die woord? Wat se verse maak die Here oop vir hulle? Weet jy dat die manier hoe ek die Bybel beter leer verstaan het, was om te sit saam met een of twee mense om te hoor wat die Here doen in hulle lewens. Dit het my baie gehelp. En dis net 'n praktiese manier van ons die Bybel kan lees en geniet. As jy mooi dink aan die plek waar jy sit en die woord lees, is jou environment waar jy lees dalk conducive genoeg dat jy die woord kan inneem. Dink 'n bietjie daarin, nê? Baie keer wil mens lees, maar
Mense lesenaar is vol ander goed en jy lees, maar jou outlook is oop saam met dit. Daar's heeltyd goeters wat jou aandag aftrek, maar het jy 'n plek waar jy net kan stil raak en lees sonder distractions? Baie keer moet ons daai vraag vir onsself vra om te dink, wat kan ons doen om dit net makliker vir ons te maak om die woord in te kry. En ek het 'n paar goed geskryf van wat jy kan doen. As dit dalk vir jou moeilik is dit dalk goed om net te begin iewers. Kom met dalk tot 'n vers. Baie keer kyk mense aan die Bybel en dink jy, daar's baie om te lees. Die Here het nie gesê kyk hoeveel verse jy kan lees en onthou binne die eerste dag nie. Maar begin by 'n vers. Begin by net 'n hoofstuk. Dalk vat jy daai vers, soos ek by die tweede punt maak, en vra dalk vir die Heilige Gees vir wat wil hy vir jou wys in daai vers? Het jy dit al ooit gedoen? Here, hier's 'n klein gedeelte. Here, wat wil U vir my wys daarin? Dalk is 'n voorbeeld om Johannes 15 vers 1 tot 11 soos vandag net te vat en net te reflect daarop op een vers elke dag. Maar ons hoef nie te rush daarin nie. Die idee is dat jy dit stap vir stap vat. Dalk is van julle op 'n plek waar jy weet jy verstaan die woord, jy journey daarin maklik, jy kan sommer 'n boek lees in 'n dag. Great. Is daar ook iemand in jou lewe wie jy wil nader neem en sê, hoorie, kom ek wys jou hoe jy dit maklik kan doen. Die woord is powerful wanneer ons dit toelaat in ons lewe. Dit bring my by die tweede deel van wat ek en jy kan doen om te abide. Bid elke dag. Bid elke dag en jy sal groei. En hoe lyk hierdie bid elke dag? Is dit tasks wat ons neersit? Is dit 'n rympie wat ons by ons ouma geleer het? Of is dit werklik 'n gesprek van tussen jou en die Here? Daai vers sê in vers 7 van Johannes 15 sê, you will ask what you desire. Dit is belangrik om te weet dat ons kyk baie keer na daai vers en dink, great. My verhouding met die Here beteken dat ek kan my request lys bring. En jy kan vir die Here vra wat jy wil. Maar hoe lyk daai vers wanneer ons verhouding met die Here goed verstaan? Ek het iets ontdek net weer in my journey waar ek besef dat daai is 'n vers wat dalk nie net gaan oor wat jy wil hê van die Here nie. Maar dink aan verhouding met 'n ewige powerful God wanneer hy vir jou sê, you will ask what you desire. Is nie 'n amazing geskenk wanneer jy weet die Vader is by jou en hy sê vir jou, omdat jy my ken in verhouding, ask what you will desire. Ek sien die beeld van die Here wat sê, dit wat jy wil hê, bring dit na my toe. Ek sien 'n prentjie ook van die Here wat sê, dit wat jy oorwonder, vra wat jy het, bring dit na my toe. Ek sien hoe daai vers nie net 'n lys is van wat ons wil hê net vir onsself nie, maar ook 'n lys is van dinge wat ons oorwonder. Dit is 'n openheid wat die Here het en sê, in verhouding met hom, kom share wat jy wil. Is dit nie soms 'n groter geskenk as dit wat ons kan kry op aarde nie? Om te gesprek met die bron van alles, die koning van alle konings, die God bo alles, die soewereine God, te kan sit en jou hart net te kan deel. En dis wat ware verhouding is. Where you can ask what you desire, where you can share what you desire. My greatste moments met die Here is wanneer ek nie net my gedagtes deel met myself nie, maar vir die Here kan sê, Here, hier's waaroor ek wonder, hier's wat ek wil hê, hier's waaroor ek bang is, hier's wat ek dag en nag oor dink. Jy deel jou hart met die Here want hy's oop daarvoor. Dis die krag van verhouding. So daar's 'n paar praktiese elemente net van hoe jy gesprek het in gebed is. Bly net in gesprek. Bly net in gesprek. Die great waarheid om te weet dat jy kan, waar ook al jy gaan, kan jy jou hart bekend maak aan die Here. Maar wil jy vra, neem jy daarom ook tye waar jy kan luister? Is daar moments in jou lewe wanneer jy kan jou hart deel en praat, maar staan jy genoeg stil om te luister na wat die Here wil sê, wat die Here wil deel? En dit is iets wat ons meer en meer kan oefen. En dan iets prakties, as jy wil kom in 'n ritme van gesprek met die Here, stel vir jou reminders. Ons kan dit doen, ons is goed met reminders van ander goed wat ons kan doen. Maar dit is ons so sterk om te remind vir onsself, om tye te vat waar ons kan bid vir onsself.
tye te vat waar ons kan bid vir iemand rondom ons. Hoe baie keer doen ons dit? Wanneer ons tye neem waar ons bid vir iemand anders se behoeftes. Alwaar help ons om in 'n lewe in te abide en te groei waar ons in gesprek met die Here kan kom. Dan is nog 'n aspek en dit is worship. Worship en rus in God se teenwoordigheid. En dit is belangrik om te weet dat hierdie is nie worship net in hoe ons dit doen op 'n Sondag nie. Daarom sê ek dat ons nie te wag vir 'n Sondag nie. Worship is meer as net die instrumente wat bespeel word. Worship is 'n leefstyl van dank en celebration van wie die Here is. Jy kan nou by jou kantoor sit en jy kan 'n deurbraak sien vir iets wat jy die Here voor vertrou in jou werksplek. 'n Oomblik van worship is om net daar te staan en dit vir jouself en vir die Here te kan sê, Here, U is amazing. Jy hoef my nie te bel om te sê kom speel gitaar by jou kantoor nie. Jy kan net daar so die Here celebrate vir wie hy is. En die bonus is wanneer mense dit rondom jou kan sien. 'n Leefstyl van worship wanneer jy die heeltyd eer bring aan wie die Here is. En wat doen daai worship? Dit help jou om bewus te bly van hom en sy goedheid. Daarom prakties, neem tye wanneer jy kan stil raak. As jy musiek wil aansit, sit musiek aan. As musiek jou help worship, go for it. Partykeer worship mens net so powerful in die stilte. Was jy al so overwhelmed met die goedheid en die krag van die Here dat jy net kan staan en sê, wow. Jy's so blown away van wie die Here is. En dit is worship. Want in jou hart is daar dank, in jou hart is daar so baie oomblikke van praise wat oopgaan en celebration van wie die Here is, dat ons partykeer nie woorde het nie. Nog prakties is reflekteer oor God se liefde en goedheid vir jou. Raak jy genoeg stil wanneer jy net kan beleef wat die Here se liefde is vir my en jou. Daai maak worship in ons harte oop. En dan raak bewus van God se krag in die lewens van ander mense. Dis hoekom ons kerk het, dit is hoekom ons hier by mekaar kom, dit is hoekom ons partykeer die praise and prayer reports bekend maak, want ons celebrate die wonderwerke in ander mense se lewens. Dis wanneer worship powerful raak, om te sê, Here, kyk hoe goed is U in my lewe, maar Here, U is so goed in die persoon langs my, of voor my, of agter my, U is goed in hulle lewens. Here, U bring deurbrake vir mense wie U vertrou daarvoor vir jare al, en die deurbrake kom deur. Here, U is goed. Daai is oomblikke van worship. Sal vir jou vra, worship en rus jy in sy teenwoordigheid gereeld. Die rus is baie belangrik, want ons is gewoond daaraan in 'n vinnige environment om net te go, maar ons het oomblikke hê waar jy kan stil staan daarby. Daar's 'n element wat ons partykeer verloor in ons journey met die Here, en dit is om stil te staan en te celebrate wie die Here is. Ek wil jou uitdaag om dit in jou lewe te doen in verhouding met hom. Maar daar is ook dinge wat ons sien in ons lewe wat soms dit 'n bietjie moeilik maak om te kan abide. Dinge wat dit vir ons moeilik maak om verhouding met die Here te kan geniet. En dan wil vir jou vra, wat dink jy in jou lewe is daar? Wat kan dalk in die plek staan om te maak dat jy nie verhouding kan beleef met die Here soos jy moet nie? Daar's 'n paar goed wat ons uitlig, en dis goed wat jy al kan weet. Daar's dalk meer as hierdie lys wat ek net neersit nou vandag. Maar daar's ook 'n paar dinge wat jy kan relate. Maar laat die Heilige Gees vir jou wys, wat is die dinge wat soms in ons pad staan? Daar's 'n paar goed, dit is om besig te wees. Besig wees. Weet jy hoe baie keer vra jy vir mense, hoe gaan dit? En jy's besig. En baie mense sê, jy weet, hulle woord en hulle term van besig wees evolve somme in iets anders. Jy hoor wanneer mense hulle is besig. Dis 'n nuwe tipe besig, as jy besig is. Nou, dis baie keer wat ons hoor en beleef, people are busy. En ons dinge wat dit wys vir ons dat die lewenstyl is nou maar net so dat mens veg vir prioriteit. Mens veg om al die verpligtinge wat jy het net te manage, en dit keer dat die grootste prioriteit wat jy het soms weggeberre word. En dit is jou verhouding met die Here, jou tyd saam met hom. Daar's so baie priorities in die lewe wat maak dat ons miskyk wat die Here eintlik wil doen. Ons weet hy is in elke situasie, ons glo dit. Maar soms hardloop mens so deur die besig wees dat mens in die sirkels hardloop en nie op 'n plek kom waar jy kan bid of kan vra of kan rus in sy teenwoordigheid nie.
Mag die Here ons regtig help dat ons kan sien hoe besig wees nie meer 'n simptoom is nie, maar ons regtig kan sien hoe die Here in elke situasie ons die moments kan skep, ons bewus kan raak van hom. Dan sal ek sonde en skuldgevoelens. Kom ons wees eerlik, van dinge wat ons doen, dink partykeer vat ons mis, partykeer maak ons foute, ja, maar die skuldgevoel agter dit kan ons bring op 'n plek waar ons voel ons wil nie nou die Here eers face nie. Ek wil vir jou sê vandag dat in verhouding kom jy agter watter tipe God ons dien. Dit is 'n God van liefde, dit is 'n God wat vir my en jou genade het. His love and mercy is groot vir my en jou. Hy het so baie liefde vir my en jou dat dit wat jy doen of gedoen het, is klaar vergewe in sy oë deur Christus. Die Here wil nie hê ons moet as gevolg van skuldgevoelens wegkruip van hom af nie. Hy wil juis hê dan met oop arms staan hy dat jy naby kan bly in hom ten spyte van wat gebeur het. By die Here beleef ons nie, ons beleef sy goedheid en guns, sy liefde. Sy hart is nie dat ek en jy wegkruip nie. Sy hart is nie dat ek en jy skuld kan beleef nie. En kom ons wees eerlik, ongelukkig in journeys wat ons al gehad het met kerk oor die jare, was daar kere wanneer mense meer burden op ons sit oor ons skuld en die sonde wat ons gepleeg het as wat die Here doen. Ja, daar's 'n element van deel met ons consequences en deel met wat ons gedoen het. Maar God se hart is nie om stil te staan by hoe verkeerd dit was en hoe sleg dit was nie. Mense doen partykeer dit. Ek wil vir ons vandag net kom herinner, God se hart is anderster as wat sommige mense al aan jou bekend gemaak het oor die jare. Ons hoef nie skuldig te voel of skuldig te staan vir hom nie. Dan skryf ek oor twyfel of tye van droogte. Ons het onthou daar seasons in ons geestelike journey waar ons tye van droogte beleef. Daar's kere wanneer jy nie die engelekore ervaar soos jy het toe jy net op bekering gekom het nie. Daar's tye wanneer die Here op ander maniere met jou werk. Daar's kere wanneer sy stem dalk stiller is vir 'n oomblik, maar sy hand en sy werk in die lewe is evident. Ons sing dit baie keer dat even when I don't see it, he's working, he's moving. Die feit dat jy dit nie sien nie, beteken hy's nie besig daarmee nie. God is so besig behind the scenes, maar wat ons as mense doen baie keer is ons soek daai instant resultate van hoe ons voel dink die Here moet kom werk. En dit maak dat mense op plekke kom waar jy nie abide nie. Ons kan so besig wees in die journey deur die dinge te doen van die Here, ja, dat ons baie keer vergeet om stil te staan om te weet hy is in beheer. Hoe hartseer dit was al ons al gesien het hoe mense totaal en al opgee op geloof, omdat mens twyfel, omdat mens te veel ingee vir die seisoen van droogte wat jy dalk kan beleef. Die Here leer ons om net te stil te staan in geloof en te kan sien hoe hy besig is in faith. En hy laaste een 'n clutter. Ek onthou toe ek op skool was en ek het dit gehaat, maar ek verstaan hoekom my pa dit gedoen het, is wanneer dit vakansietye is of hy vakansiedag, dan's dit die oomblikke wanneer my pa wil hê ons die hele huis sorteer die garage uit, nê? Goeie timing, pa. Maar wat great was van dit is, dit was 'n geleentheid waar ons kan sien wat in die huis is clutter. Wat hoort nie meer daar nie. Om te declutter laat jy so goed voel, nê? Wat het my pa laat goed voel en dit het ons laat maak goed voel, of ons nou nie wou of nie. Maar die aspek van decluttering, ons besef daar's so baie dinge in ons lewe, vat social media, ander stemme, goeie nuus, fake nuus, soveel geraas daar buite, soveel idees. Soms is dit nodig om net baie keer te kyk na jou lewe, te kyk na jou tuin, te kyk na jou wingerd en vir die Here te vra, Here, wat staan in die pad van groei en verhouding met U? Wat staan in die pad van devotion op die oomblik? En laat toe dat die Here dan kom en vir jou wys wat hoort nie daar nie. Amazing, as ons my pa se garage gedeclutter het ons goed weggegooi wat al lankal nie meer daar hoort nie. Maar ons het ook dinge ontdek wat vir jare weggepak was in 'n boks wat jy tot vandag toe nog kan gebruik. En dis wat gebeur in ons lewe met die Here in verhouding ook. Daar's dalk dinge wat die Here mee besig is,
wat net na vore kan kom wanneer jy ontslaa raak van dinge wat nie daar hoort nie. En dit is die hand van die Here in ons lewens. Dis wanneer hy as die persoon wie die wingerd ken, die tuin ken, inkom en hy vat beheer van jou groei. So ek nou gesels vandag oor die effek van vrug, die effek van 'n verhouding met die Here in ons lewens. Hoe om dit te doen, hoe om te abide, en ons soveel wat die Here vir ons kan bied. Maar ek wil vir jou die volgende net wys. En hierdie gaan ook vir jou voel soos daai ou infomercials, en met die beste infomercial stem wat jy kan imagine, wil ek vir jou sê, but that's not all. Hoekom sê ek, but that's not all? Want ek wil vir jou vat op die journey in jou lewe waar jy net kan sê, Here, hier's 'n paar goed wat ons noem, maar om met die Here 'n pad te kan stap is altyd veel meer. Daar's soveel meer wat die Here kan bekend maak in jou lewe en wat jy kan beleef wanneer jy in verhouding staan met hom. Die luister ook endless. Hier's net 4 aspekte. Ek wil jou guarantee. Ek klink klos as 'n infomercial salesman. Ek wil jou guarantee. In jou verhouding met die Here beleef jy persoonlike transformasie. Dis 'n given. Jy kan nie die Here ken in jou lewe en nie verander nie. Jy gaan ook blydskap kan beleef, oorvloedige blydskap. Ek het al gesien in mense wat, as jy so kyk na hulle, dan kan jy sien in hulle lewens tel alles teen hulle uit die wêreldse aspek uit. Maar daai persoon vat dit in hulle stride en daar's blydskap. Dis wanneer jy kan sien wanneer mense met siektes leef en met omstandighede wat terrible is, maar daar's altyd joy. Dis wat die Here kom doen. In jou verhouding met die Here is daar impak op die lewens van die mense rondom jou. En dan laastens, met die Here in jou lewe, in verhouding, is die krag ewige perspektief. Om te weet, jy's in koneksie met die Here wat in beheer is van alles kom create het. Laat dit 'n oomblik insink in jou lewe. En ons gaan verder worship, maar ek wil net vra die band so lank al vorentoe kom en ek wil jou die kans gee om regtig stil te raak by wat dit beteken om verhouding met die Here te kan geniet. Om toe te laat dat abiding, om toe te laat dat jou verhouding met hom hierdie effek kan hê op jou lewe. En as jy kyk na die woorde wat sê ewige perspektief, wil ek hê jy met 'n regte oomblik vat en stil raak in die volgende. Om jou lewe in perspektief te sit langs wie die Here is. Dink aan wie die Here is in jou lewe. Dink aan sy krag, sy almag. En vra vir jouself, maar wat beteken dit vir jou? Alles wat jy deurgaan, alles wat jy deur sukkel, hoe lyk dit wanneer jy weet? God wie die autoriteit het oor alles, en die krag het oor alles, is in beheer van jou lewe. Ewe skielik sien jy hoe alles wat jy mee sukkel, alles wat jy oorwonder, dadelik minder raak. It pales in comparison met wie die Here is. Kom ons vat 'n oomblik en ons maak ons oë net toe. Ek wil jy moet sien hoe jy voor die Here staan of sit of kniel. En jy rarig kyk na jou journey waar jy nou is met die Here. Ons het baie gepraat van verhouding vandag, van die krag van toewyding, devotion, om jou Bybel te lees, om te bid elke dag. En ek wil jy moet stil staan by die wete vandag dat dit gaan nie oor die praktyk van Christendom nie, maar dit gaan oor die persoon. Ek beleef so sterk die Here vir wie sê, raak mooi seker waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die geloof van Christendom nie, dit gaan oor die persoon. It's about God. En wanneer hy in jou lewe is en jy in hom, rooted in love, mag die Here vir jou nou begin wys hoe jou lewe kan raak, wanneer jy devoted is aan wie hy is. En ek wil regtig 'n moment vat waar
ek vir jou die kans kan gee om net weer te kom op 'n plek waar jy kan commit aan 'n lewe van devotion. As jy dit klaar doen, great. En celebrate die Here daarvoor, maar ek beleef hier's mense vandag wat regtig gekom het op 'n plek in jou lewe waar verhouding met die Here 'n task geraak het. Verhouding met die Here 'n religion geraak het. Daar's ook mense wat beleef het dat die krag en die joy en die avontuur het ook uitgegaan daaroor, want die ware vrug van verhouding en wat dit kan wees, het ook missing geraak. Ek beleef ek wil jou vandag kom herinner dat die Here se hart vir jou is liefde, goedheid en guns, en ons so baie wat hy jou wil wys op hierdie journey, en my wag vir jou om net jou devotion oop te maak voel. Die Here wil vir jou dinge kom leer in die woord, in gebed. Maar hy wil jou bring op 'n plek waar jy net totaal en al jou hart vir hom kan gee. So terwyl almal se oë toe is, wil ek vir jou die geleentheid gee, as jy is en jy voel jy wil kom op 'n plek waar jy net opnuut weer jou devotion 'n nuwe element wil ingee, net wil ja sê daarvoor, wil ek net hê jy moet net jou hand so lig. Net wil jy vir die Here kan sê, Here, ek wil groei in verhouding. Dankie vir daai hande. As jy is vandag en jy sê ook vir die Here dat jy wil meer leer en ontdek van sy powerful woord, wil ek jou die geleentheid gee om net te respond. As jy wil groei in gebed, wanneer jy in tye wil kom waar jy net weer gesprek met die Here kan geniet, wil ek vir die kans gee daarvoor ook. Amen. Dankie Here dat ons vandag net 'n oomblik kan vat waar ons net ons harte en devotion, ons toewyding aan U kan bekend maak, Here. Dankie dat ons kan beleef wat dit is om 'n verhouding met U te kan beleef, te kan groei daarin, Here. En ons weet, Here, dat U stap 'n pad met elke persoon en ons ontdek soveel meer elke dag van wie U is, Here. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love.
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.